Goeiemôre geliefdes, baie welkom by hierdie YouTube kanaal. Dankie dat jy inskakel. My naam is Quintus Skols, die leraar van NG Oudtshoorn Park. Dit is vir my baie lekker om saam met jou te wees. Ons praat vanoggend oor die tema die lewe skuld jou niks. En ek gaan so saam lees uit Lukas 17. Ek wil vanoggend verklaar dat Jesus my verlosser en saligmaker is. En is my gebed dat hy nou aan die woord kom en jou ontmoet, net daar waar jy is. Mag die Heilige Gees die prediker en ook die naprediker wees. Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here ook ons harte sal aanraak vanoggend en dat ons sal oop wees om na die stem van die Here te luister. Heilig, heilig, heilig is U, Here God, en aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ek kan weet, U spreek vanoggend, ek is 'n stofmens en ek bely my geloof in die opgestane Jesus. U is my verlosser en saligmaker, dankie Jesus. Dankie dat ek nou ook hierdie teks kan lees en met die wete, Here, dat U by elke luisteraar en kyker, by die hoorder gaan uitkom, U ontmoet hulle in hulle situasie, in hulle lewens, of hulle nou daar op 'n foon kyk, of op die TV, of op in 'n motor sit dalk en luister, Here, U ontmoet hulle, net daar waar hulle is, en mag hulle, of hulle nou in hulle ontspanningssaal sit, en kyk of luister, ja Here, U weet, wat in elkeen van ons lewens aangaan, U ken ons op U naam, en Here, U kom vanoggend, en U bring die hoop, die bemoediging, die troos, en ek weet, Here, U sal ook nou spreek, want U kinders luister. Here, gebruik my ook as instrument, as stofmens, en laat hierdie boodskap ook vanoggend baie duidelik uitkom. Ek bid nou daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons saam uit Lukas 17 uit, so vanaf vers 7 tot 10. Sê nou een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie, maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete, sit dan jou voorskoot aan en kom bedien my terwyl ek eet en drink, daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? So is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Net weer vers 9 en 10, 'n slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie, of hoe? En vandaar het ek die tema ook vanoggend vir ons geformuleer en vir ons neergesit, die lewe skuld jou niks nie. En dan vers 10 wat sê, so is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here, die lewe skuld jou niks nie. Vriende, ons leef in 'n tyd waar baie mense voel, en ek praat baie keer met lidmate en broers en susters daar buite, wat vir my sê, Dominee, ek verdien bietjie meer erkenning. Ek verdien om beter behandel te word. Ek verdien meer waardering. Ek verdien geluk, sê die mense. Ek verdien sukses. En dit is die goed wat mense daar buite voel wat hulle verdien. Erkenning, beter behandeling, waardering, geluk, sukses. En baie keer raak mense teleurgesteld want hulle kry nie hierdie erkenning nie. Hulle kry nie hierdie waardering nie, hulle word nie beter behandel nie. En dan raak hulle teleurgesteld. Teleurgesteld baie keer in hulle self of baie keer net in mense. Hulle raak teleurgesteld in hoe mense teenoor hulle reageer en optree, selfs baie keer baie kwaad. En hierdie Lukas 17 is eintlik 'n skokkende vertelling, gelykenis wat Jesus hier vertel. Dis 'n baie moeilike uitspraak, want hy sê eintlik vir ons, moenie leef met die verwagting dat die wêreld
of dalk die kerk, of jou familie, selfs ander gelowiges, vir jou iets skuld nie. Moenie verwag dat mense jou gaan bedank nie. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie of hoe. So moenie verwag dat jy dit gaan terugkry nie. Want die Christelike lewe gaan nie oor wat ek verdien nie. Dit gaan eintlik oor genade. Dit gaan oor wat Jesus vir my gedoen het en hoe ek uit dit uit 'n dankbaarheidslewe leef en vrugte dra. Iemand wat uit genade leef, iemand wat anders leef, iemand wat gaan dien omdat Jesus my kom dien het aan 'n kruishout. Hy het my kom dien tot die dood toe, die dood aan die kruis. En dan hoor ek iets, die disippels besef hoe moeilik is die lewe as Jesus vir hulle hierdie vertelling vertel. Die voorafgaande gedeeltes hoor ons dat Jesus oor vergifnis gepraat het en geloof en disippelskap, maar hier hoor ons nou iets dat hy eintlik vir hulle sê, die lewe kan dalk soms moeilik wees. En dan vra hulle eintlik vir hom, maar gee ons meer geloof. Gee ons meer geloof, vra hulle vir hom. En dan kom hy eintlik en hy sê vir hulle, ek gaan nie vir julle hierdie formule kom gee van hoe julle groter geloof kan hê nie, maar kom praat met julle oor 'n gesindheid. Kom gee vir julle hierdie gesindheid wat julle moet gaan toepas. En dit is die een van 'n dienskneg. Ons moet net iets onthou dat Jesus nie kom slawerny goed praat nie. En ons moet nou nie vanoggend verval in daai tema en sê, ja, maar kyk hierso, Jesus praat slawerny goed nie. Die gedagte wat eintlik hier uitstaan, is dat Jesus kom vertel dat ons gehoorsaam moet wees. Dat ons moet dien soos wat hy gedien het, dat daar 'n gesindheid by ons moet wees, van gehoorsaam moet wees aan God tot die dood toe, en dat ons sal vrugte dra. In hierdie vorige antieke kultuurgeskiedenis se wêreld, hierdie leefwêreld, was dit normaal gewees eintlik vir 'n slaaf om eers sy meester te bedien voordat hy self kon gaan rus het. Selfs al het hy 'n lang dag gewerk en het hy lang ure gewerk. En daarom moet ons dit hoor dat dit die gebruik was dat hierdie slaaf nie sou rus voordat sy meester bedien is nie. En dan daarna kan hy self iets gaan eet het en gaan drink het. So Jesus gebruik bloot 'n bekende voorbeeld wat aan hulle bekend is in hulle leefwêreld waar hulle leef, en dan verduidelik hy iets vir hulle van wat beteken disippelskap eintlik, en dit is om te dien. Ware disippelskap leef nie vanuit aanspraak maak nie, maar vanuit dankbaarheid uit. En dit is wat ons moet hoor vanoggend. Daarom wil ek by die eerste punt kom stil staan vanoggend, broer en suster. En die eerste punt wat ek vra is, ons aanvaar dalk baie keer dat mense ons prestasie moet raak sien. Maar eintlik is ons aanvaar deur Jesus se genade en nie deur prestasie nie. So daai aanvaarding wat jy dalk in jou kop het, ons is aanvaar deur genade, maar nie deur prestasie nie. Nie deur wat ek doen of wie ek is of my prestasies of my lang CV nie. En iets wat ons moet dink is dat hierdie genade maak dat ek in verhouding met God staan. En daarom wil ek uit dit uitreageer. Die grootste gevaar van godsdiens is dat ons begin dink God skuld ons iets. Dat omdat ek nou goeie werke doen, skuld God my iets. Amper soos ek moet 'n bietjie sakgeld kry want ek het nou 'n paar taakies verrig, of ek moet nou iets terugkry want ek het nou iets goed gedoen. Ek het gebid, ek het gedien, ek gee, ek werk hard, ek werk by die kerk, ek doen my deel vir die kerk, dan verwag ek ook iets terug in 'n ruil vir wat ek gedoen het. En vriende, dit moet ons vanoggend vir mekaar kom sê, dit werk nie so nie. Dis juist wat Jesus
die teenpool wat hy hier kom sê in hierdie gedeelte van Lukas 17. Jesus kom herinner eintlik sy disippels, jy werk nie vir aanvaarding nie, maar vanuit aanvaarding. En dit is wat vir my uitstaan. Ons redding is nie betaling vir die goeie werke wat ons doen nie. Jesus het nie kom sterf aan die kruis omdat ek en jy hierdie goeie werke doen en gaan doen nie. Hy het kom sterf uit genade en liefde uit, sodat ek en jy gered kan word. En omdat ek gered is, wil ek goeie werke doen, wil ek die wet onderhou. Ek onderhou nie die wet sodat ek gered kan word nie. Die omdat en sodat is belangrike woorde wat jy vanoggend moet hoor. Die bekende Albert Schweitzer het die volgende gesê, doen elke dag iets vir iemand waarvoor jy nie betaal word nie. Doen elke dag iets vir iemand waarvoor jy nie betaal word nie. En dit is nogal 'n mooi beginsel, daai ou beginsel van paying it forward. Ons hoef nie God se liefde te verdien nie. Hy het klaar vir ons gesterf aan die kruis. Ons dink baie keer ons moet dinge doen om God se liefde te verdien, en Romeine 8 sê daar's niks wat jou kan skei van die liefde van God nie. Die liefde wat hy ook in sy seun vir jou het. Die liefde in Jesus Christus wat aan 'n kruishout vir jou gesterf het. Daarom dien ons nie om aanvaar te word nie, maar omdat ons aanvaar is. Die bekende professor N.T. Wright skryf, Christian obedience is not a way of earning God's favor. It's the grateful response to God's grace. It's not earning God's favor, it's the response to God's grace. Dit is hoekom ek gehoorsaam is en wil dien soos wat Jesus my kom leer het om te dien. Die tweede punt waarby ek vanoggend wil stil staan is, ek dink dit is nodig dat ons ander mense ook sal aanvaar, ook vir wie hulle is heel moontlik, en dat ons ook sal bly dien ten spyte van, selfs wanneer jy nie erkenning kry nie. Aanvaar ander mense en bly doen wat jy doen, want God sien wat jy doen. God sien hoe jy en ek reageer. Baie keer is ons so teleurgesteld omdat mense nie sien wat ons doen nie. Baie van ons grootste teleurstellings kom in mense, in die mens wat ons teleurstel. Ons offer op, ons gee, ons help, ons gee ons tyd, ons ondersteun, en dan verwag ons iets terug van hierdie mense af. Ons kry dan baie keer geen dankie nie, geen erkenning nie, en geen waardering nie. Vriende, kom ons wees gou eerlik daaroor. En dit maak ons, dat ons angstig raak en 'n bitterheid teenoor mense begin kry. En dan begin ons te sê, maar kyk hoe reageer hulle. Maar Jesus het ons eintlik hier kom leer, dat jy gaan mos nie bedank word nie, of hoe sê hy in vers 9, jy moet net dienend bly. Jy moet nie verwag dat jy 'n medalje gaan kry nie, jy gaan nie 'n dankie of 'n erkenning of 'n waardering kry nie, en dis iets wat ek hier hoor. Dis goed om dan en wan dit ook te kry, nê. Dis goed om dan en wan net te voel jy behoort, en hierdie mense sien raak wat jy doen. Maar mense doen dit nie altyd nie. Jesus kom, en hy kom vra eintlik vir jou vanoggend die vraag af, waarom dien jy? Soek jy applous by mense? Waarom doen jy dinge vir die kerk? Waarom doen jy sendingwerk of barmhartigheidswerk? Waarom doen jy hierdie dinge? Is dit om gesien te word? Soek jy bietjie krediet? Wil jy erkenning kry? Wil ons bietjie shine vang? Is die Engelse woorde? Want jy sien, vriende, ware disippelskap beteken ek gaan selfs dien wanneer niemand kyk nie. En daarom word ons motief dalk getoets, om te sê, maar ten spyte daarvan, dit sal goed wees om bietjie erkenning te kry, en om 'n dankie te kry hier en daar, maar die wêreld
Die wêreld gaan dalk nie vir jou dankie sê nie, want die lewe skuld jou niks nie. Interessant hoe die wêreld se siening werk. Ek praat altyd van jy leef of in die gees of in die vlees en jy's of 'n wêreldse mens of jy's op God se speelveld en die wêreld kom leer vir jou, man, eis jou regte op. Staan jou man en eis jou regte op. Jesus kom leer vir ons, gee jouself weg. Gee jouself vir God. Doen wat vir hom goed en aanneemlik en reg is. Gee jou energie, gee jou tyd vir God. Kom gee jouself, wees dienend, wees gehoorsaam. En ek dink dan is dit absoluut die teenpool van hoe die wêreld daarna kyk. Die wêreld kyk daarna en sê, trap op ander mense. Jy moet die leer klim en jy moet bo uitkom. Jy sien vriende, om te dien en gehoorsaam aan God te wees beteken nie jy moet misbruik word nie. Dis 'n totale ander tema vir oggend. En luister dit baie mooi, beteken nie jy moet misbruik word nie. En daarom moet jy ook kan opstaan vir jouself. Daarom moet jy ook kan weet, wat is jou identiteit? My identiteit is in Christus, nie in mense se erkenning nie. Kom ons hoor dit baie mooi vanoggend. So dit help ook nie ons word as 'n vloerlap net misbruik deur mense nie. Ons moet dit ook kan identifiseer. Iets wat ek wel vanoggend hoor is, dit beteken dat jou vreugde en jou vrede nie afhanklik word van wat mense vir jou sê nie, mense se erkenning nie, of wat mense van jou dink nie, maar wat sê God? En hoe voel God oor wat jy doen? Jou waarde moet jy nie by mense soek nie, want jy gaan voortdurend teleurgesteld wees. Gaan soek jou identiteit in die woord van God. En wat sê God? Is jy met sy dinge besig? En dan moet jy weet, jou skatte is baie in die hemel. Die wat eerste is, sal laaste wees. En ons ken nie die beginsels, ons weet dit, ons moet vergewe. Ons moet vryspraak gee. Ons weet die Bybelse beginsel. Jy ken die 10 gebooie, jy weet wat jy mag en nie mag doen nie. Vriende, ons ken die Bybel. Maar kom ons gaan leef soos manne en vroue van die woord. En kom ons gaan dien ook, dienend soos wat Jesus ons kom leer het. Ons gesindhede moet in lyn wees met wat God wil hê, hoe ons moet wees. Jy gaan dadelik weet as jou gesindheid nie daar is, waar God wil hê, jy moet wees nie. En daarom sê hy ook in vers 10, so is dit ook met julle, as julle alles gedoen het wat aan julle opgedra, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie, want ons verdien eintlik niks nie. Ons het alles ontvang, dis genade, en ek reageer uit die genade uit dankbaar, en ek dra vrug. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Ek is gehoorsaam, met ander woorde, tot die dood toe aan God, en ek doen wat hy my opgelê het om te doen. Ek wil by my derde punt vanoggend uitkom, is ook my laaste punt, wat ek net wil tuis bring by jou. Eintlik skuld ons Jesus alles. Nie God skuld ons alles nie. Ons skuld Jesus alles. Ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Klink amper hard. Dit klink asof, word ek nou verplig om die Here te aanbid? Nee, ek wil gehoorsaam aan hom wees, want hy het vir my alles kom doen. Hy het mens geword, hy het die sonde wat vir my bedoel was op hom gevat, aan 'n kruishout het hy gesterf, die sonde oorwin, die dood oorwin, uit genade, uit liefde uit, alles verniet. Ek verdien dit nie, ek ontvang dit, dis genade onbeskryflik groot, en daarom skuld ons hom eintlik alles. Ek kan dit net sowel omdraai vanoggend. Hy dwing ons nie om vir ons lief te wees nie, hy gee vir jou vrye wil, en jy kan kies vanoggend. Ek wil vir jou kom vra, kies reg. Kies om 'n kind van die Here te wees, om gehoorsaam aan God te wees. Jy ken jou Bybel, jy weet wat's reg en verkeerd. Maar kom ons gaan leef gehoorsaam as kinders van God, en ons gaan dien hom, soos wat ons hom moet dien, op die regte manier. Onthou net, die lewe skuld jou niks nie.
En dit help nie, jy soek erkenning by snaakse wêreldse mense nie. Jy moet by God erkenning kry. Hy moet vir jou kan sê, my kind, dis goed en reg waarmee jy besig is. Jy's 'n kind van my, en jy doen my wil, en ek sal jou eer en aansien weer herstel en plaas waar dit moet wees. Ek wil afsluit vanoggend. Ek het 3 punte gehad. Die eerste punt het ek gesê, ons is reeds deur genade van God aanvaar. Ons hoef dit nie te verdien nie, ons het dit ontvang. In die tweede plek het ek ook gesê, maar ons moet ander mense aanvaar in liefde en ons moet dienend bly. Ons moet as disippels ook gaan dien soos wat God wil hê ons moet dien, selfs al kry jy nie erkenning nie. En dan in die derde plek, dink ek, ons skuld eintlik Jesus alles. Hy kom skuld ons niks nie. En daarom weet ek, hy het vir ons alles uit genade gedoen. Ek wil reageer daarop. Ek wil met 'n dankbare lewe, wil ek reageer, dankbaar leef, maar ook gehoorsaam hom gaan dien. En daarom gee ek myself vir God in Romeine 12 as 'n lewende en heilige offer. Ek kom gee myself en sê, Here, hier is ek. Stuur my, gebruik my. Ek wil nie erkenning hê nie. Ek wil net doen wat U van my verwag. Ek wil so gaan leef. Ja, die wêreld sê vir jou, jy verdien meer. Jy verdien meer. Maar ek wil vanoggend vir jou kom sê, en dis 'n harde sin wat Jesus gesê het, en eintlik kom sê hy dit so reguit vir ons, die lewe skuld jou niks nie, niemand gaan jou bedank nie, of hoe, kom sê Jesus vir jou vanoggend, maar Christus het vir jou alles gegee, en ek wil vir jou kom sê, dit is genoeg, omdat hy vir my alles gegee het, het ek die lewe, en het ek die lewe in oorvloed. Nou wil ek net gaan vrug dra en gaan leef vir hom in 'n wêreld daar buite. Ek kom sê amen op dit vanoggend. En mag jy voluit leef. Mag jy ook weet as jy seer gekry het al en as jy voel, maar jy het ten minste 'n bietjie krediet gesoek of erkenning of net sien my raak. Die Here sien jou raak. Hy ken jou op jou naam en jy is syne. Bly jy net doen wat reg is in God se oë, vorentoe. Kom ons gaan vorentoe. Dis my gebed ook vir jou vanoggend. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek ook kan weet, U is die God wat vir ons lief is. U ken ons op ons name. En Here, toe die disippels hier gekom het in Lukas 17 vers 5, het hulle gevra, Here, gee ons meer geloof. En U antwoord vir hulle en sê, as julle geloof, maar net so groot soos 'n mosterdsaadjie was. En dan, Here, kom vertel U vir hulle dat hulle gehoorsaam moet wees. En vanaf vers 7 het U juis hierdie beeld kom skep van, ons moet gehoorsaam wees, tot die dood toe. En Here, dat ek ook weet, dat U ons kom oproep en sê, maar jy gaan dalk nie hierdie erkenning kry deur mense nie, niemand gaan jou bedank nie. En in hierdie geloofstryd kan jy dit dalk moeilik hê, maar staan net vas en bly gehoorsaam. Here, dis wat ek vanoggend hoor uit die woord uit. U kom sê, as julle geloof ook maar net sal vas staan, as julle geloof net so groot soos 'n mosterdsaadjie sal wees. Here, dankie daarvoor. Dankie dat ons ook kan hoor dat U van ons vra, wees gehoorsaam en U stuur ons nou en U wil ons gebruik net daar waar U ons geplaas het, daar waar U met elkeen van ons afsonderlik 'n plan het vorentoe. En daarom wil ons vashou aan die Here. Ons kom verklaar weer vanoggend dat ons gehoorsame disippels is, ons luister en ons kom sê dankie vir die kruis. Dankie vir die opstanding en dankie dat U die sonde en die dood oorwin het. Here, ons loof U en ons prys U daarvoor tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns, ons kuier weer met mekaar.